hoop deur doelwitte te stel. In die Bybelboek Nehemia lees ons hoe die volk van Juda aan Jerusalem se mure begin bou om die stad se mure te herstel. Onthou, destyds was mure veral beskerming, dit was ook 'n teken van oorlewing, ook 'n teken van mag. En hulle doen dit glad nie onder gemaklike en ideale konstruksieomstandighede nie. Inteendeel, hulle word gespot, hulle word ook gedreig. En tog bly hulle gefokus daarop om die werk te voltooi. Die rede is dat hulle gemotiveer was deur 'n gemeenskaplike doel en 'n hoopvolle visie van herstel. Hoor word dit gestel in Nehemia 4 vers 6. Ons het bly bou aan die muur. Die hele muur was al halfpad opgebou. Die mense se hart was in die werk. Hoop is meer as 'n gevoel. Dis 'n strategie wat gevolg word deur doelwitte. C.R. Snyder, wat navorsing oor hoop doen, skryf dit is doelgerigte denkte waar tydens jy nie net 'n droom het nie, maar ook paaie en motivering om dit te bereik. Hy skryf, doelwitte voed hoop en motivering. So wanneer jy 'n duidelike doel het, dan begin jy vorm gee aan 'n beter toekoms. Die volk in Nehemia het nie net klippe op mekaar gepak om 'n muur te bou nie, hulle het vorm gegee aan 'n visie vir die toekoms. Hoop versterk jou hart, dit versterk jou hande, dit versterk jou motivering, dit versterk jou menswees. So skryf vandag vir jou een doel neer, wat jy saam met God kan en wil aanpak. En bid en vra die Here om jou volgens sy plan te lei, en begin. Onthou, al kom jy net halfpad, is jy al klaar verder as wat jy was. Dan kan jy verder bou vir 'n beter toekoms. Leef geïnspireerd.